Hartlik goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, wanneer dit kom by die leeu's, as hulle so by so oor die 3 maande kom, dan word hulle baie meer spelerig en mens sien sommer die heldhaftigheid en manhaftigheid wat na vore kom en al hoe meer word daar sekerlik gestoei en geboelie. So groei hulle en so word hulle groter en is eintlik mooi en lekker om die jong leeuetjies te sien wanneer hulle so spelerig is dan en jy weet, dis nie lank nie, dan kan jy nie meer met so 'n klein leeuetjie speel nie, want dan het hy nou groot geword dan ook. Ons lees in die woord van die Here dat ons moet sterk wees in die woord. En in 1 Johannes 2 vers 14 staan: Ek het aan julle geskrywe en hoor nou jong manne, omdat julle sterk is in die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Is dit nou nie 'n wonderlike teksvers wat hier praat oor die jong manne? En nou ja, ek wil nou nie meer aandag net op die jong manne fokus vanoggend nie, maar op elke kind van die Here om sterk te wees in die woord van die Here. Maar in besonderlik dan sal dit nie wonderlik wees as ons jong manne, ons jong mense weer opnuut sterk in die woord van die Here is. En wanneer hulle dit is, dan sal hulle die bose oorwin. En op hierdie stadium lyk dit of die bose meer ons jong mense oorwin. Liewe vriende, en dis sekerlik oor daar so min van die woord van die Here is. So mag die Here u aanspoor, liewe vriende, dat ons opnuut sien die rede waarom ons so sterk moet wees in die woord van die Here is oor wat God se woord doen. Want daar staan in Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees. Nou ons weet dat dit skerp en tweesnydend is, maar dit dring ook deur, liewe vriende, tot elke ongeredde, tot elke ongelowige, tot elkeen wat aan hulle hoogmoed en hulle sonde lewe. Dis die woord van God wat deurdring en daarom moet ons sekerlik die woord van die Here gebruik wanneer ons met mense sekerlik die evangelie so sou deel. En nie skaam of bang daaroor te hoef te wees nie. 1 Petrus 1 vers 24 sê: Want alle vlees is soos gras en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid en dit is die woord wat aan julle verkondig is. Nou liewe vriende, is dit nie die wonderlikheid hier nie. Jy weet, ons kan ons woorde vir mense gee en dit gaan verby en dit raak weg en mense vergeet dit. Maar wanneer ons die woord van God vir iemand gee, dan bly dit daar in daardie hart. Die woord van die Here gaan nie tot niet gaan nie. Dit bly dieselfde nog al die jare, liewe vriende, bly dit dieselfde. En dis die standaard waar volgens elke geslag, elke mens hom sekerlik moet bepaal waar hy staan. Aan God se standaard, nie aan wat mense dink of hoe mense voel nie. Daarom wees sterk in die woord van die Here. In Lukas 24 het die Here Jesus daar vir die Emmausgangers gevra vers 19 en hy sê vir hulle: "Watter dinge?" En hulle antwoord hom, hoor die antwoord: "Die dinge aangaande Jesus die Nasareëner wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk." Dis hoe hulle die Here Jesus geken het. Kragtig in die woord van die Here. Die Here was sekerlik sterk in die woord van God gewees. Hulle het hom so herken, liewe vriende. En so wil die Here Jesus ook hê dat mense ook U sal herken as iemand wat kragtig is in die woord van die Here, dat die Here sekerlik sy woord so kan kom gebruik dan ook. In Handelinge 8 vers 25 staan daar: nadat hulle dan kragtig getuig en die woord van die Here gespreek het hulle na Jerusalem teruggegaan en die evangelie aan baie dorpe van die Samaritane verkondig. U sien, hulle was sterk in die woord van die Here. Daarom kon hulle kragtig getuig. Daarom was die woord van die Here gespreek. En hulle dit oral, nie net in Jerusalem nie, maar ook in baie dorpe, waar hulle ook al gekom het. Het is die woord van die Here is dit wat hulle gebruik het. Mag u as kind van die Here opnuut net besef, om die woord van die Here te gebruik is 'n kragtige wapen. En daarom moet ons sterk daarin wees, want die Here wil u gebruik as 'n getuie tot eer van sy wonderlike naam dan ook. Mag die Here u so vind. Kom ons bid dan saam. Ons dierbare Here, ons bid dat u ons jong mense opnuut sal opwek om kragtig te word in die woord. En ook so elke kind van u Here, dat ons kragtig sal word in die woord en ons weet ons sal die bose so oorwin. En ons bring aan u die eer. Amen.